Tabel, ek sal dit nooit vergeet. Die wind kan maar waai en die berge kan val. Hy het gesê hy voorsien en hy sal. Ek's 'n koning se kind, man, dit maak my 'n prins. My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins. Vir niks is ek bang nie, dit sê ek nou. My pa is die koning onthou. Môre geliefdes, in die huis van die Here. Ja. Gaan dit goed met julle vanmôre? Ja. Sy 'n lieflike dag vanmôre, nee. Ja. Net so 'n paar afkondigingetjies. Ons vra dat ons Melissa, Maisie Chambers en die familie in ons gebede hou asseblief. Hulle gaan nie baie goed met hulle nie. En dan onthou net Woensdag 6uur bid hier weer, hier so in die eetkamertjie. Ja. En dan Sondagdiens. So as dit net so sal aanteken. Ja. Hoe dan, kom ons open. Kom ons open. Hemelvader, ons dankie vir hierdie wonderlike dag. Wat U gemaak het en aan ons lewens toegevoeg het. Ja. Vader, ons kom in hierdie môre by mekaar en ons dankie vir as ons weer herdenk aan die kruisboodskap van Jesus se lyding, sy dood en die opstanding, waar ons dan die kruisboodskap vanmôre sal afsluit, Vader, waar pastoor Jan dan vir ons die opstanding en die afsluiting sal hanteer. En ons vra dat die Heilige Gees ons sal lei en met hom sal wees met die lewering van die boodskap en dat dit op ons ore sal val, waar die Heilige Gees dan met ons sal werk en ons kan mediteer op daai boodskap en dit kan uitlewe. Ons bid dit en vra dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Môre, die wat ek nog nie gegroet het nie. Gaan dit goed met julle vandag? Ja. Julle is so stil vandag. Ja. Die evangelie. As ons gaan kyk na die evangelie, wat beteken die evangelie? Goeie nuus. Ek weet Vrydag het ons slegte nuus gehoor, né? Pastoor Pieter, wat nou nie vir jou nie. Maar ons het Vrydag 'n mooi boodskap gehoor van Pastoor Pieter waar ons vertel het of verduidelik het van die kruisiging, en al die pyn en lyding wat Jesus deur is, die vernedering, ja, en die dinge daar aan die kruis. En dan dink 'n mens moet dalk hartseer wees. Ja. Maar tog, die hele evangelie kan 'n mens opsom en sê die evangelie is net twee dinge. Kruisiging en die opstanding. Dit is wel uitbrei kan ons sê, Jesus se boodskap, toe hy op aarde was, kruisiging en die dood, dis die hele evangelie, dis die hele boodskap. Ja. Evangelie is goeie nuus, blye nuus. Maar as ons dink dan, daar op daardie Sabbatdag, na die kruisiging, daar by die graf, hoe was die mense se gemoed, hoe het hulle gevoel? Ek glo die mense was baie hartseer, hy smart en hartseer, selfs teleurstelling. Ek kan my net indink die disippels, hoe teleurgesteld was hulle, Jesus se navolgers. Ja. Hulle het so staat gemaak op hom, hulle het alles opgegee, party van hulle, en hom gevolg. En hulle het geglo, dis die Messias wat hulle gaan verlos van al die probleme van hulle, en hulle situasie waarin hulle uit is met die Romeine. En daar is hy gekruisig, gevonnis gekruisig en hy is dood. En daar is hulle hoop ook dood, weg. Hulle het nie meer hoop gehad nie. En om het erger te maak, het hulle gevrees. Hulle het gevrees vir hulle lewens, laat hulle ook vervolg word. Hulle gaan ook doodgemaak word, want hulle is Christen, hulle is volgelinge van die Messias. Hulle was bang, hulle word ook gekruisig. So baie van hulle het gevlug en gaan wegkruip. En hulle het dit nie verstaan nie. Die woord leer ons in die skrifte dat na Jesus opgestaan het en hy het met hulle gepraat, toe het hulle oë eers oopgegaan en die skrifte verstaan. Toe het hulle eers verstaan hoekom al die dinge gebeur het. Hulle het nie verstaan nie. Maar daardie dag toe Maria by die graf aankom, daai oggend, toe staan die graf oop. Toe staan die graf oop. En onmiddellik kan ek dink, almal het gedink, hulle het die liggaam gesteel.
Ek dink, wat doen 'n mens as 'n mens skielik, jy weet een is daar begrawe en jy kom die volgende dag daar en jy sien, die graf is oop, was niks. Wat gaan deur 'n mens se gedagtes? So ek kan net dink wat het deur Maria se gedagtes gegaan. Maar toe sit daar 'n engel. Toe sit daar 'n engel. En hy vra vir Maria die volgende woorde: waarom soek jy die lewendes by die dooies? Hy's nie hier nie, hy het opgestaan. Waarom soek jy die lewendes by die dooies? Hy's nie hier nie, hy het opgestaan. En so het die ander kom kyk en die doeke het daar gelê waar Jesus toegedraai was. Doeke om sy liggaam het daar op 'n hoop gelê. Maar die een oor sy op sy hoof was mooi opgevou en daar gelê. En die mense van daardie tyd het verstaan wat dit beteken as die doek mooi opgevou is. Hulle het na 'n maaltyd, ek weet nie, ek het as kind geleer om nou etiket aan tafel, nee, of in 'n restaurant, as jy jou vork en mes op 'n sekere manier sit oor kruis of wat ook al, beteken jy het klaar geëet of jy het nog nie klaar geëet nie. Nou daardie tyd was die gebruik, as jy klaar geëet het en jy vrommel jou servet op en sit hom maar neer, dan het jy klaar geëet. Maar as hy mooi opgevou is en daar neer lê, dan die knegt gesien, hy kon net loer na die servet en sien hy's mooi opgevou, dan weet hy sy Heer het nog nie klaar geëet nie. Hy kom terug, hy's nie klaar nie. So miskien was hy iewers heen of iets gaan haal, en dan kon die knegt sien, hy het nog nie klaar geëet nie, hy kom weer terug. En dis wat hulle gevind het daar by die graf. En dan, die kernvers vandag, waaroor ek wil gesels, is Filippense 3 vers 10. En dis ook die titel van die boodskap wat ek wil bring. Die krag van sy opstanding. Die krag van Jesus se opstanding. Nou Filippense 3 vers 10 skryf Paulus, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Nou moet ons verstaan, die krag van die opstanding is 'n groot ding. Dis iets wat ons mense dalk nie heeltemal sal verstaan nie. Ons sê baie keer as krag in Jesus se bloed. Nou as ons 'n bietjie na bloed gaan kyk. Bloed is lewe of dood. As jou bloed nie meer beweeg in jou liggaam nie, dan lewe jy nie meer nie. Of as daar niks bloed is nie, as net water, dan is dit ten minste gesterwe. Geboorte begin, 'n nuwe lewe begin met water en bloed. Kindertjies is so, hulle kan net 'n skraapplekkie kry en dan kom bloed uit, dan is dit 'n verskriklike ding. En bloed hou ons aan die lewe. Solank die hart pomp en die bloed beweeg, is daar lewe. Soos Jesus sy bloed gegee het vir ons aan die kruis. Al sy bloed, tot daar net water uitgekom het. Ons gaan verder, Filippense vers 11. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. So hier sê Paulus, of hy het kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. En dan gaan ons verder kyk daar in 1 Korintiërs 15, van die opstanding, staan aan vers 1, broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. So hy bring vir hulle die goeie nuus, die evangelie. Vers 2, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Vers 4, en dat hy begrawe is, en dat hy die derde dag opgewek is, volgens die skrifte.
en dat hy aan Sefas, nou Sefas is Petrus, né? En dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan 12, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan die apostels. En laaste van almal het hy verskyn, ook aan my, as die ontydige geborene. So hier oorreed Paulus die mense dat Jesus het opgestaan. En dan wie hy almal verskyn het. Nou vir die een wat nog nie glo aan die opstanding nie, en meer in die wêreld is, kan ek 'n maklike voorbeeld gebruik. Gebruik as die voorbeeld van die hof. Meeste van ons hier was al in 'n hofsaak, of gehoor van 'n hofsaak, ons weet hoe dit werk in 'n hof. Al het dit op TV dit gesien. In 'n hofsaak eerstens, sit jy jou hand op die Bybel, en met jou regterhand sê jy, ek praat die waarheid en niks anders as die waarheid nie, so help my God. Hoekom sit ons hande nie op die Bybel in die hof? Dis die woord van God, dis sy stem. Dis die lig en dis die waarheid. Regterhand, want hy sit aan die regterkant van God. Hoekom ons dit in die hof doen? Want hy is die grootste, hy is die volmaakte judge. Hy is die een wat op die ou ende judge, nie die persoon in die hof nie. Volgens sy wil. En in 'n hofsaak wat belangrik is getuienisse. As twee persone in die hof is oor 'n saak, die een met die meeste en beste getuienisse is gewoonlik die een wat die saak wen. En ek meen, as ons kyk hier na behalwe die argeologiese getuies wat daar bestaan, en ons kyk na oor hier 500 getuienisse, aan wie Jesus verskyn het. Van daar waar Maria die graf oopgevind het, van die doeke wat gevind is, van die engel, en al die mense aan wie Jesus verskyn het na die opstanding, waarmee hy gesels het, saam met wie hy gestap het, saam met wie hy gesit en gekuier en gesels het, saam met wie hy geëet het. Ek het nog nie gehoor van 'n hofsaak wat meer as 500 getuienisse het nie. So ons kan hierdie saak na enige hof toe vat in die wêreld. En ek glo hulle gaan dit glo, want daar was so baie getuienisse gewees, dat 'n mens dit nie kan glo nie. Maar daarvan vers 14 skryf Paulus bietjie verduidelik hy in die negatiewe. Dit klink negatief as 'n mens dit lees, maar hy het 'n rede daarvoor. Vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs. En vergeefs ook julle geloof. So wat hy hierso sê, Paulus, is, as Jesus nie opgestaan het nie, as hy nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het. Wat hy nie opgewerk het nie, ten minste as die dode nie opgewerk word nie. En dan is die 6 belangrike punte wat uitstaan verder in die boodskap. Of in die boodskap vanaf vers 14. Dan kom ek gaan aan, vers 16. Want as die dode nie opgewerk word nie, dan is Christus ook nie opgewerk nie. En as Christus nie opgewerk is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Hierdie boodskap is wat Paulus sê, as Christus nie opgestaan het nie. So daar is 6 goed wat uitstaan. Die eerste een is, as Jesus nie opgestaan het nie, was ons prediking vergeefs. Vir wat ons vir ander mense vertel,
die evangelie wat ons versprei, dan is dit te vergeefs, en ons geloof ook te vergeefs. Punt nommer 2, die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Punt 3, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in sonde, dan is ons nog in sonde. Volgende punt, Christus ontslaap het, verlore, dan is die hele evangelie verlore. Die laaste een, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Dis as ons nie glo nie en as Jesus nie opgestaan nie. Maar kom ons kyk wat sê vers 20, en hier is 'n belangrike een. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Ja. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Ja. Die eersteling geword van die wat ontslaap het. Nou as hy die eersteling is, dan is hy ons 'n tweedeling en 'n derdeling en 'n vierdeling. Ja. Maar hy was die eerste een wat uit die dode gewek is. Soos ons eendag na hierdie lewe van ons op aarde opgewek gaan word en saam met hom wees. So vir ons gaan daar wees die tweede, derde, vierde en hoeveel miljoenste ling. Ja. Hierdie is nie die einde nie. So al die 6 punte is onklaar gemaak, want Jesus is opgewek, hy het opgestaan. Kan ons maar gaan kyk na Matteus 28, waar Jesus aan sy disippels verskyn het, voor hy opgevaar het. Daar in vers 18 sê Jesus vir ons, op hulle hier woorde, en Jesus het nader gekom, en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So alle mag is aan hom gegee op hemel en op aarde. Ja. En dit kom weer terug waaroor ons ander Sondag gepraat het. Nie ons wil nie, nie my wil nie ek nie. Ons kan niks doen sonder God nie. Dis sy wil, nie ons willetjie nie. Dis hoekom ons ook bid in sy naam en om sy wil. Ja. Dis nie hoe ons dit wil nie, dit is hoe God dit wil. Ja. Vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, en wat ek julle beveel het. So, hier kry ons 'n bevel, dis ons werk. Dis ons werk as mense hier op aarde, as gelowiges. Gaan heen en maak disippels van al die nasies. In die skrifte lees ons nie net die Griek en die Jood nie. Al die nasies. Al die nasies. Nie net Stilfontein nie. Of nie net die Portugese of net die Grieke nie. Al die nasies. En doop hulle. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Amen. En kyk, ek is met julle al die dae. So om hierdie opdrag uit te voer, gaan hier en maak disippels. En leer hulle alles. Ons is baie keer skaam om met mense te praat. Hoekom skaam wees? Hy sê vir ons, ek is met julle al die dae. Al die dae, hy's met ons. Hoekom skaam en bang wees om die evangelie te verkondig? Ons kan getuig, soveel skaam te wees nie. En nog net een versie wat vir my uitgestaan het, wat vir my mooi is, Romeine 8 vers 11. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in die hele woon, dan sal hy wat Christus uit die dode uit opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. So hier's 'n voorwaarde. Hier's 'n voorwaarde. Ja. En as die Gees van hom, wat Jesus uit
die dode opgewerk het, in julle woon. As die Gees in ons woon, dan sal hy ons op opwek. So omdat Jesus aan die kruis gesterwe het, weer opgestaan het, hy vir ons sondes gesterwe het, is daar hoop, daar is lewe, daar is 'n lewe na die lewe. Hierdie lewe van ons op aarde, hierdie liggaam, is tydelik. As ons eendag opstaan en in die hiernamaals, die ewigheid kom, gaan ons 'n vernuwe liggaam hê. Gaan nie hierdie liggaam wees nie. En tog sê ons gaan mekaar herken daar so eendag. So ek gaan nie so lyk nie, dankie Vader. Ek gaan nie so lyk nie. Maar glo julle gaan my herken. Ek kan nie ou wees wat baie praat daar. Kyk. So daar gaan geen honger of pyn of lyding of worries wees nie. Hoe wonderlik kan dit wees? Ons gaan die verheerlikheid hê van 'n nuwe liggaam, 'n nuwe lewe in Christus. Johannes 3 vers 16 sê vir ons duidelik, die bekende versie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het. Sodat die wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Nie die wat aan hom glo nie, die wat in hom glo. Ek glo aan baie dinge, want ek het dit gesien gebeur. Maar ek glo nie in dit nie. Die wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En dit is die evangelie, die goeie nuus wat ek wou bring. En ek wil dit amper waag om te sê, dis die nuwe evangelie. Toen ons sê die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ek wil glad nie die Ou Testament weggooi nie, mens moet kyk na hom om die hele evangelie te verstaan. Maar in die Ou Testament, die ou verbond, het ons nog eenmal 'n jaar, en daar's weer bloed. Moes ons 'n dier geoffer het, geslag het. Die bloed was oor die altaar gegooi, daar in die tent, by die hoëpriester in die tempel. Agter die gordyn, waar net die hoëpriester mag ingaan, en dan vra hy vergifnis vir ons sondes, eenmal 'n jaar. En môre gaan ons weer aan, dan bou ons weer jaar, so hoop sondes op. En volgende jaar gaan slag en offer ons weer ietsie. Dan word ons sondes weer vergewe. Boeke wat ek gelees het die week, of artikels, niemand kan vir 'n feit sê nie, reken hulle, daar is oor 5 biljoen diere geoffer elke jaar by die hoëpriester en by die tempel. Oor 5 biljoen. Skape, bokke, duwe, wat ook al hulle alles geoffer het. Maar dis nie meer nodig nie. En snaaks genoeg van daardie tyd af, vanaf die kruisiging en opstanding, het nie een mens weer 'n offer gemaak, 'n dier geoffer nie, tot vandag toe. Hulle het nooit weer 'n offer gemaak nie. Want die perfekte lam was geoffer in ons plek, gesterwe vir ons sondes, en die dood is oorwin. Wat vir ons sê, hierdie lewe van ons, as ons doodgaan, is nie die einde nie. Die dood is oorwin. Ons het 'n volgende lewe, 'n ewige lewe. My brein is te klein om te dink hoe lank is ewig, want dit is nog bietjie langer hoe lank ek ook al dink. En dan is dit nog so 'n paar dae, en nog 'n paar jaar, en nog 'n paar miljoen jaar. Ons kan nie eers so ver tel nie, is ewigheid. So ons moet net ons een opdrag uitvoer wat die evangelie vir ons sê. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit laat my so dink aan een van my baie gunsteling versies. Ek kan nou nie regtig uitsonder wat is my gunsteling versie en wat is nie. Maar een van die baie gunsteling versies is dat waar God sy stem openbaar het en hulle daar op die berg en gesê het: hierdie is my seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. En dan my eie woorde wat ek bysit is, doen wat hy sê. So as ons na Jesus luister, na die Heilige Gees luister, ons is gehoorsaam aan wat hy vir ons sê. In die Gees of in die woord. As ons luister wat hy sê, en ons doen wat hy sê,
sal ons daai ewige lewe beerwe. Dan volbring ons die evangelie. Want die goeie nuus laat dan lewe na die lewe is. Gaan daarmee afsluit. Baie dankie. Dankie, Here. Bid sommer net so staan. Hemelse Vader, ek dankie vir hierdie dag dat ek die voorreg gehad het om die grootste nuus, die grootste gebeurtenis nog ooit in geskiedenis wat gebeur het en wat ooit sal gebeur, kon oordra aan die boeties en sissies vandag. Here, my mense woorde kan ek nie beskryf nie, dis te min. Maar ek weet, die Gees gaan dit in hulle harte plant en dit vir hulle oopmaak, dat elkeen sal mediteer daaroor en dink daaroor en dit sal verstaan. Want die almagtigheid is te groot vir ons om te sien. Ons kan dit nie insien nie, ons kan nie alles verstaan nie. Maar ons moet net doen wat U sê en gehoorsaam wees en die skrifte onderhou en op die regte pad bly. En ons vra dit so in die naam van Jesus, nie omdat dit ons verdien nie, maar uit U genade. Amen. 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 En ek verstaan, ons gaan nou nog 'n liedjie sing. Nommer 7 in die boek. Kan ek gou vir julle iets interessants Dis reg, dan nie Martie? Ek het een keer gelees in 'n tydskrif, ek weet nie eens waar nie, maar dis nog in die dae van myle voor jy die kilos aangekom het. Toe sê hulle die ewigheid is gemeet aan 'n berg wat so hard is soos 'n diamant. Hy's 'n myl by 'n myl breed en lank. En as dit voeltjie kom en hy maak sy bekkie teen daai berg skerp. Een keer in 1000 jaar kom hy daar om sy bekkie skerp te maak. En teen tyd is daardie berg op skoon gemaak is. Dan is 1 sekonde van die ewigheid verby. Dit is 'n lang tyd. Die mense besef dit nie. Ja. En wat my bekommerd maak, Tannie Martie, is as ons verkeerde plek toe gaan. Ek hou nie daarvan om van die hel te praat nie, want ek het daarmee niks te doen nie. Ja, ek weet nie. Maar as ons nou daar beland, hoor ek in die week, en dis ook vir ewig. Dis vir altyd. En ons lees baie geknars van tande en 'n geween en ons gaan brand. En ek hoor in die week iemand sê, daai pyn en lyding en brand is niks. Daai is niks nie. Wat erg is, God gaan nie daar wees nie. Hy's afwesig daar. Ja, En as God afwesig is, wat is daar? Ja, dis. Hy sê die ergste gaan daar wees, die afwesigheid van God, die eensaamheid. En ek glo ons almal weet, wat is dit om net alleen te wees of eensaam te wees? Mens kort partymal alleen wees, bietjie en alleen tyd, maar om eensaam te wees, is nie lekker nie. En dan, as 'n mens kan eensaam, sonder enige iemand wat jy ken of weet, en sonder God is, hoe erg moet dit wees? Vir ewig, sonder God. Ek kan my nie indink nie. Dit maak 'n mens half bang. Nie half nie, dit maak 'n mens bang. As jy daar moet dink. So ek wil nie eers daaraan dink of oor praat nie, dis negatief. Maar ons moet herinner word waar ons kan beland. Ja. En dit kan so maklik gebeur. Ja. En ek baie dankie te nie. Here. En ons lied nommer 7 probeer. Ja. Ek het wat bladsy 7. Ja. Dis die mooiste woorde. As julle dit sing dit met julle hele hart. Ons vra die Here sal die Here asseblief saam met ons loop. In 'n donker nag. En alles regmaak wat verkeerd is. Sing dit met liefde in jou hart. Sing dit vir die Here. Vra om hierdie dinge want dit is die pragtigste lied wat ek in 'n lang tyd raak geloop het. Okay. Ja. Will you walk with me through the darkest night when my world goes wrong? Will you make it right? Will you guide my lips in all I say? Will you walk with me every day? When I'm tired